En ons nuuspersoon van die week, Lorenza Eckert. Goeiemôre. Môre. Is jy nou bang gepraat Nee. oor hierdie markte? Nee, dis opwindend. Dit gaan ons alles op en af en daar's mos maar altyd 'n siklus. Maar dit gaan met baie pyn gepaard. Nee, beslis. Nee, mens wil dit nie afmaak nie. Groot korreksie en dit kan lei tot 'n ernstige korreksie op die in die reële ekonomie ook. Maar intussen is die wonderlike dinge aan die gebeur in Suid-Afrika. Ewe skielik is die slaggate reggemaak. Johannesburg lyk fantasties. Is die plek skoon. En ek sien al hierdie polisiekarre die hele wêreld vol. En hulle werk. Ja. En ons petrol in. En mens wonder wat gaan gebeur na die G20 leierskapsberaad. Ja, wat gaan daar gebeur? Die dienslewering dan nou stop. Ons hoop nie dit doen nie, maar Hier's 'n paar interessante dinge aan die gebeur hier. So dit is die G20 dink ek dis meer 'n praatpartytjie as enigiets anders. Kom ons wees nou. Dit is 'n praatpartytjie en ek dink wat ons nou sien met die spanning tussen Amerika en Suid-Afrika. Aanvanklik was daar vrae, gaan Amerika dit bywoon? President Donald Trump het toe nog gesê geen Amerikaanse leier of afvaardiging of hoë vlak afvaardiging gaan gestuur word nie. En president Cyril Ramaphosa het toe in sy toespraak tydjie terug ook gesê, lande in die globale suide moenie geboelie word deur lande met groter weermagte, groter ekonomieë en so nie. En hy het gesê hy gaan dit nie aan 'n leesstoel oorhandig nie. Volgende jaar vind die G20 beraad natuurlik in Amerika plaas. En Amerika gaan leierskap daarvan neem. Maar ek dink wat ons hier sien is jy sê Dawie aan een kant dit is 'n praatpartytjie. So dit is wat hierdie berade maar nog altyd eintlik was. En Amerika wat sê die realpolitiek hiervan is dat wanneer 'n land 'n groter ekonomie, 'n groter weermag het, kan hy as 'n boelie optree. So dis een ding vir Suid-Afrika om te sê Amerika moenie 'n boelie wees nie, maar ek dink lande soos Suid-Afrika en miskien van die ander lande wat by die beraad ook is, het nog nie mooi besef hoe die politiek vandag in 'n internasionale vlak daar uitsien nie. Hoe behoort ons op te tree in 'n wêreld waar Amerika sê ons gaan meer transaksioneel wees? Wat kan ek kry in ruil vir wat ek vir jou gee? So dis een ding om in die verlede vasgevang om te sê ons gaan praat van solidariteit, ons gaan praat van inklusiwiteit, maar wat beteken dit vir 'n land se burgers aan die einde van die dag? Wel, dit is nou maar hoe dit is. Die verloop van die geskiedenis het nog altyd gewys, dit is die sterkste ou met die grootste ekonomie en die grootste weermag en hy is die boelie of jy nou daarvan hou of nie. Jy moet jouself maar net sodanig posisioneer. Maar wat my interessant is, nou weet ek nou nie, die president maak toe nou die aankondiging. Klink dit vir my dat die Amerikaners is op pad en toe sê die Withuis nie, maar dit het nou nie gebeur nie. So eintlik wat dit toe maar net eintlik was, is 'n baie lae-vlak junior diplomaat wat toe gesê het hy of sy gaan die oorhandiging waarneem. En Suid-Afrika wat ook gesê het, wel, ons gaan nie dit doen nie. So 'n mens wonder, jy weet, waarop gaan dit afspeel? Amerika wil, ek dink, die geloofwaardigheid van die G20 afmaak. En hierdie sou en kon 'n baie belangrike geleentheid vir Suid-Afrika gewees het om te sê, en as Amerika besluit het om by te woon, sou dit, ek dink, baie beter gewees het. Maar ons weet oor die spanning wat oploop. Ek dink nie Suid-Afrika kan sê dat ons eintlik verbaas behoort te wees oor wat Amerika uiteindelik besluit het om nie die beraad by te woon nie. Maar wat gaan dit aan die einde van die dag vir ons en Suid-Afrikaners oplewer? Ek dink nie veel nie. Maar hy is ook nie hier gewees nie. Ek dink dit is China se leier wat ook sy adjunk gestuur het. Ons weet Rusland se president Vladimir Putin, hy mag nie kom nie. So daar's verskeie leiers wat nou nie gekom het nie. Argentynse president Javier Milei wat ook nie gekom het nie. Want aan die einde van die dag moet mense ook dink, as jy nou besluit as 'n wêreldleier om die beraad by te woon, wat gaan Amerika teen jou doen? Ons weet dat daar miskien dan nou 'n verdere tarief ingestel kan word. So daar's 'n klomp faktore, 'n klomp dinge aan die gebeur wat ek dink ver bo Suid-Afrika se vuurmaakplek is en ek dink dis waarop dit neerkom. Ek dink jy maak 'n baie goeie punt nou hierso is dat die G20 is in baie, ons bied dit miskien aan en ons verskaf miskien die platform, maar as 'n klomp ander karakters wat dit sien wat eintlik die akteurs is en hulle steur nie veel aan Suid-Afrika. Dis die ding, ons het hierdie vlak van 'n beraad, die G20, al hierdie mooi soos hulle in Engels sê talkshops wat dit maar nog altyd was, maar dan het jy die vlak van realpolitiek waar besluite geneem word en wat werklik neerslag vind in beleid en in die ekonomie en al daai. Want weer eens weet wat se morele standpunt en grond het Suid-Afrika om te praat van, of het die Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa om te praat van inklusiwiteit en solidariteit wanneer ons sit met ons hoë werkloosheidsvlakke, hoë vlakke van geweld ensovoorts. Baie dankie dat jy weer hier by ons gemaak het. Maar kom ons wees nou maar eerlik, hierdie G20 moet so 'n bietjie gelukkig, daar seker 'n paar besigheidstransaksies wat wel gesluit gaan word. En met so 'n bietjie geluk gaan ons 'n bietjie meer toerisme kry. En so 'n bietjie geluk gaan die ouens wat hier is wel 'n klompie geld hier spandeer. So miskien is dit nie so 'n slegte ding dat Suid-Afrika dit aanbied nie.